Dit is my altyd die mooiste wanneer God met 'n man se hart begin werk. Met vrouens ook, asseblief moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar ek weet nie van een van die ouens wat hier vanoggend sit, ek ken julle nie persoonlik nie, maar uit die experience uit weet ek, God gaan hul mense in varkhokke van die lewe. Ek is 'n produk van dit. Soos jy gedink het, hierdie pastoor is die geestelike eerste span, daai liedjie van baie diep al hy my uit, nee, dis my getuienis. En daar is so 'n ontmoeting wat Jesus met hierdie wille manne het, hulle sê, Here, ons is sondig, maar ons gaan nie volg. Ons gaan agter die aanstap. En hulle los alles net so, en hulle gaan agter hom aan. Dan sien ons die tweede gedeelte in Markus 10, vanaf vers 17 tot 22. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand verontreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer sê vir hom, dit alles doen ek al van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug, en volg my. Dan sê vers 22, hy het egter geskrik toe hy dit hoor, en bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad, tot sover. Hier sê die twee uiteenlopende gebeure, twee ontmoetings met Jesus. Die een is die reaksie, hulle lê alles neer, en stap agter hom aan. Vir die tweede een is die prys te groot. Hy kon nie afstand doen van sy lewe en agter Jesus aanstap nie. En ek en jy moet besef in hierdie oggend is dit elkeen van ons se uitdaging, elkeen van ons se challenge. Gaan ons agter Jesus aanstap, of het ek my lewe, soos wat dit is, te lief? Want Jesus roep ons om volgelinge van hom te wees. Hy roep ons om agter hom aan te stap, om daar te wees waar hy gaan. Hy roep ons nie om passiewe gelowiges te wees nie. 'n Passiewe gelowige is iemand wat praat, maar nie doen nie. Dit kom nie tot aksie nie, dit bly net by woorde. Want God wil hê mense moet verander na sy beeld. Die beeld wat ek en jy het, is Jesus self, die karakter van Jesus, die wese van Jesus. Maar hy wil ook hê dat ons aksies dit moet wys wat ons glo, en laat ons geloof in aksie sal kom, en laat ons hom sal volg. Nou daar's 3 prominente dinge wat my en jou volg beïnvloed. Het jy geweet daar's dinge wat my en jou volg kan hinder, en die mate wat ons agter Jesus aanstap? Die eerste ding is ons vrees vir te min. Ons vrees vir te min, en Jesus connecteer dit aan 'n liefde vir geld. Nou daardie vrees vir te min, wie van julle het dit al ooit beleef? Ek sal na diens 'n spesiale gebed vir eerlikheid, okay? Net hiervoor. Elkeen van ons het iewers die battle van, gaan ek genoeg hê? Kan ek 'n belydenis maak teenoor julle vanoggend? Ek vertrou hier's genade in hierdie plek, vir almal, nie net vir die gemeente nie, vir die pastoor ook. Hierdie battle vir vrees vir te min, is pastoor se battles ook. Ons sit Desember maand, het ek nou my laaste salaris gekry by die vorige gemeente, ons gaan nou trek hier na toe. En soos jy weet met 'n trek is daar massiewe uitgawes. Nee? Dis nie die trek self, dis gesort. Maar daar's besonder baie uitgawes wat saam met dit kom wat 'n mens nie aan dink nie. En ek sit met hierdie spanning in my hart. Maar hoe gaan ons hierdie doen? En in my hart, en ek raak amper bewoe,
besluit ek gaan nie 10de betaal daai maand nie. My laaste 10de gaan ek nie betaal nie. Want Here, hier's uitgawes, hier's goeders wat moet gebeur, hier's kostes. En ek stoei en ek besluit ek gaan dit nie betaal nie. En so gaan ons aan. Aan die van die maand kom, einde van die maand gaan, en ons is al hierso. Ek het dit nog nie betaal nie. Ek stoei met die Here. As jy vanoggend hierso sit en jy het 'n commitment gemaak aan die Here om getrou te wees en hom te vertrou, jy gaan presies weet vir die spanning wat ek nou van praat. Want jy het beloof jy sal getrou wees. Ek en my vrou het, dis hierdie jaar 13 jaar terug, het ons vir die Here beloof, hy is ons bron. Vir 13 jaar betaal ons elke maand ons 10de. En ek besluit ek gaan dit nie doen nie. Maar sien, as iets wat saam met dit kom, wanneer ek en jy God vertrou, is die vrug op dit, dat die vrede van God, wat verstand te bowe gaan op jou lewe is. Daar is nie elke maand as ons 10de betaal, dan is daar engele, wat buite die huis die deur oopmaak, en sê, 10 julle kom in. En staan ons sweef na ons kar toe, en dan word hy oopgemaak nie. Maar as iets wat kom, dat die vrede van God, is nie op my lewe nie, en ek stoei. En ek stoei met die Here. Ek sit hier nog in my stilte tyd, en hy sê vir my, Tini, het ek nie vir jou gesê, ek is jou bron nie. Ek breek. Ek sê, Here, U weet. En ek kom my deel na. En weet julle wat gebeur in daardie oomblik? Niks. Weer, nie engele wat manifesteer en koeldrank aandra van die kombuis af nie. Maar in my gees kom die vrede van God weer op my lewe. Die vrede van God kom weer neer. En dis die ding met vrees vir te min. Vrees vir te min, is altyd aan, gaan ek genoeg hê, gaan ek hierdie, as ek iets opoffer, wat nou as ek nou nie hierdie kan doen en is daai hongerte, maar ons iets wat saam met dit kom, en daarom, en dis eers in my notas vanoggend nie. As jy wonder, hoekom challenge God my en jou op 'n 10de? Hoekom doen hy dit? 'n 10de is 'n profetiese aksie van waar ek my geloof plaas. Dis dit. God kom uit en hy sê vir my nou, hou 90%. Maar daai 10% is die 10% wat ek hou, laat my vrede oor jou hart sal bewaak word. En julle het ons nog challenges, ja. Is alles op jou sal oplos? Nee, maar die vrede van God hou oor ons wag. En dis daai vrees vir nie genoeg, wat baie maal keer dat ek en jy God volg, want omdat ek kan nie God genoeg vertrou met, gaan ek genoeg hê nie, so ek het ook dan nie die geloof later wat hy vir my vra om sekere goeders te doen nie. Geloof bou geloof, weet julle dit? Dis nie nuwe goed wat ek vanoggend preek nie. Maar God challenge my en jou sy kinders om sekere goed te doen. En die begin is, kan ek en jy gehoorsaam wees? Kan ons hom volg? Kan ons hom vertrou? So dis die eerste aspek wat my en jou volg beïnvloed. Is ons vrees vir te min, ons liefde vir geld. Tweede, en ons liefde vir plesier. Dat ek weet, hierdie gemeente het geen sukkel glad nie met liefde vir plesier. Nee, dis ander gemeentes, daar in Groblersdal, hulle het gesukkel met dit. Maar is altyd ons battle, ouens. Nou, asseblief, ek is die laaste een wat vir jou sê, as jy die Here dien, moet jy daar in die huis sit, want net nou kan jy besmet raak met die vuilheid van die wêreld. Jesus roep ons om in die wêreld te wees. So asseblief, gaan kyk rugby, skree vir die bulle, of op hulle partykeer, gaan speel golf, gaan jag, gaan vang vis, lewe jou lewe. Maar hier is die ding. Pas op, laat die soeke na plesier, maar en jou nie so meesleer, dat God nader aan tweedehands raak nie. En dis elkeen van ons se battle. Ek kan nie vanoggend vir jou sê, hoor so of daar, of hoe, of hierdie ene nie.
Die soeke van plesier beïnvloed ons vol. Die derde een is ons redenasie dat daar baie tyd is. Ons redenasie dat daar baie tyd is. Ek het ook vir die Here gesê, Here, ek sal U dien na skool. Nee, in my hart dink ek, Here, asseblief, laat ek dit na skool sien. Nee? Dan kom jy na skool en besef jy, o, heerlikheid, ek sal die Here dien as ek 40 is. Want hier is daar nou baie dinge wat gebeur. Nee? Ek weet, julle het nou nooit daai goeders, julle het almal die Here van die begin af gedien. Ons dink altyd, man, ek sal eendag as ek oud is, ek sal eendag as ek 30 is, as ek 40 is, as ek 50 is, en iets gebeur, een van ons leerders wat saam met ons op skool is, verongeluk in 'n motorfietsongeluk. Ons besef, wow, die lewe is nie vir altyd hier nie, en jy begin sien, hoorie maar, ek het nie 'n garantie nie, dis nie net ou mense wat doodgaan nie, dis kinders, dis babas, dis almal, ek en jy weet nie hoeveel tyd het ons nie, en dis vanoggend glad nie 'n bang maak preek nie, maar dalk net, miskien challenge dit ons vanoggend, om dit wat ek en jy, wat God op ons hart druk, 'n dringendheid te begin kry vir dit. En die sê, Here, ek sal volgende week, ek sal volgende jaar, ek wil net hier klaar maak nie, maar laat ons sal besef, wanneer die Here vandag as hy met ons praat, laat ons dringendheid in ons gees sal hê. Jesus kom en hy sê, volg my. Die vraag is vanoggend, waar na toe? Waar na toe moet ek en jy hom volg? Die eerste ding wat hy ons roep, om hom te volg, is die kruis. Dis nie 'n lekker plek nie. Dis 'n plek waar ek en jy sterf, dis 'n plek wat seer is, en ek sê nie alle bekerings moet trane hê nie, maar ek wil vir jou sê, die dag as jy God ontmoet, is dit moeilik om nie jou oë uit te huil nie. Die dag as die Here vir jou wys, wie is jy werklik, en hoe jy in jou eie raamwerk dit glad nie maak nie. En dit is nie om jou weg te gooi, dit is net om die realiteit te skep. Wie van julle was op 2010 Mighty Men, daar by Angus hulle, op die plaas? Was een van julle daar so gewees? Jy was nie daar nie, Reinhard. Bietjie voor jou tyd daar. Was by 'n Mighty Men, maar nie daai ene nie. Ek weet nie wat die ander 300,000 mense daar gesoek nie, want die Here het net met my gepraat. Hey? Daai oggend, ek het eers later jare besef, dit was Rihanna Nel wat daai oggend gesing het. Ek kon nie lekker sien nie, want ek kon nie so ver sien nie. Want ek het net gehuil. Ontmoeting met die Here gehad. Hey? Maar die kruis is nie 'n lekker moment nie, die kruis is rou, die kruis is seer, maar in Lukas 9 vers 24 sê, elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Dis 'n plek waar ek in ons lewe neerlê, kom ek sê vir jou groeipunt Mokopane, God challenge my en jou ook vanoggend om te sê, aan wie behoort jou lewe? Want as jy 'n gemeente gesoek het, wat vir jou gaan sê, jy moet net hier wees, en alles is lekker, en dis liewe Jesus, jy's vir die verkeerde kerk, ek gaan vir jou challenge. Want ek is accountable vir jou. He? Het jy jou lewe neergelê al? Het jy op 'n plek gekom waar liewe Jesus, Here Jesus word? Hy sê in Lukas 6 vers 46, hoekom noem hulle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie? Jesus is geïrriteerd met sy disippels. Ek wil vir jou vra vanoggend, is jou lewe geonderwerp aan die Herder? Want dis die kruismoment, dis waar ek sê, Here, ek het nie meer die beheerende aandeel in my lewe nie, U het nou. U is my meester. 'n meester is iemand, as jy praat, dan luister hulle. Het jy al op daardie plek gekom? Want ek en jy moet besef, Jesus is die outeur van my en jou lewe. Hy is die meester. Ons is in sy beeld geskep. Hy is die oorspronklike. Hy is ons praat van die prototype. Wie van julle hou van karre? Al julle ander wat nie nou julle hande opgesteek het, julle moet lekker terugloop huis toe, hoor. Nee? Almal hou van karre, party hou net bietjie meer van hulle. Nou die heel eerste kar wat uit die fabriek uitkom is die prototype. Alles verder word op hom gemaak, op daardie raamwerk gemaak. Jesus is ons prototype. God skep vir Adam, hy sê ons is in die beeld van God. Alles is perfek, alles is goed, alles is reg, tot sonde inkom. Toe sonde inkom, toe raak dit soos 'n pothol, en 'n karrol, en 'n kop aan kop, en dit is 'n smash. Want dalk sit jy hier vanoggend en ons gemors in jou lewe, soos daai potholes en die smash. Die vraag is, hoe maak ek en jy dit reg? Jesus is ons raamwerk. Hy is die bron van herstel, hy is die raamwerk vir herstel. Maar dit begin
slegs as ek nie op 'n punt kan kom om te besef, ek is nie so in beheer soos wat ek dink nie. Ek is verlore sonder hom. En dan ons lewe neer te lê. Tweedens, wat Jesus ons roep om te volg, is om hom te volg in sy opstanding. Nou sê jy, Jesus, great, ek staan elke oggend op. Weet, party mense staan op, hulle is nie noodwendig wakker nie, maar hulle is op. Romeine 6 vers 3 tot 8 sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Dis simboliek, jy gaan in die water in. Ou mense word neergelê. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Vang daai lyn nou 'n spoedwabbel hierso. Omdat ons saam met hom opgewek is, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Die Heilige Gees word vir my en jou gegee se bevestiging van die belofte dat ons eendag saam met hom sal wees. My vraag is vir jou, met groot liefde vanoggend, en groot respek teenoor die kruis, ek wil vir jou vra, sit jy nog by die kruis vas, of het jy al opgestaan? Want die kruismoment is nodig, maar ek en jy kan nie by die kruis bly nie, ons moet in die lewe saam met Christus instap. En ons gaan nog stil staan met hier en presies wat ek bedoel daarby en al die goeders. Maar ek en jy moet besef dat ons na oorwinning toe moet stap in Jesus, dat hy ons oorwinningsraamwerk is, en laat ons nie net sal elke dag stil staan by Here, ek is 'n arme sondaar nie, maar laat ons op die plek om te sê, Here, ek neem my geregtigheid in nou. Here, U het my deel gemaak in die huis, ek neem hierdie identiteit van kind van God op. En ek stap in leiding met die Heilige Gees. Ek stap in die opstanding wat U vir my gegee het. En miskien sit jy hier vanoggend en die Here het al op jou hart gedruk dat jy moet gedoop word. Onthou, die doop is 'n uiterlike bevestiging van 'n innerlike gebeurtenis. Dis waar ek getuies roep om te sê, hoorie, hierdie kwagga lê sy lewe neer. Die eie ek vrek. En die een saam met Christus staan op. En daarna stap ek in oorlewing ook. In 'n leiding met hom. Hoe doen ons dit? Ons draai weg van sonde af. Ek wil vir jou vra, is heiligheid nog vir jou waarde? Want die kerk van God word geroep om heilig te wandel. Is dit vir ons nog 'n waarde? Is dit vir ons nog 'n waarde om ons lewens in lyn met sy waardestelsel te leef? Romeine 6 vers 13 en 14 sê, julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. As omdat jy nuut gemaak is, wil ek jy moet vanuit 'n nuwe karakter uitlewe. Jy moet in ritme met my Heilige Gees lewe. Dis die raamwerk, dis die waardestelsel. En ons altyd spanning met menslikheid. En dit wat ek en jy wil, en dit wat God wil. Maar hy roep ons om vas te staan. Die derde ene, volg hom in sy hemelvaart. Volg hom in sy hemelvaart. Besef jy vanoggend dat ek en jy is gebind saam met Jesus vanoggend in hemelse plekke. Die woord sê vir ons naam is in sy handpalm gegraveer. Hebreërs 1 vers 3 sê, nadat hy die reiniging van die sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Dit was volbring.
en hy het gaan sit, want dit was 'n perfekte werk. Daar was niks meer wat moes bygevoeg word nie. En ek en jy kan vanoggend sit hier so, en alhoewel, dit nie nou maar sê, okay, right, is nou klaar, ek en jy kan nou maar net hier sit en lekker niks doen nie. Dit praat van 'n posisie. Die prys is betaal. En ek dalk sê vanoggend nie, maar dis nou great. Jesus is in die hemel, wat nou van my? Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Daar was 'n uitstekende plek om te sê amen, maar ek weet, dit vir julle is beskeie. Hoor mooi wat sê, hy sê, hy het ons saam met Christus opgewek. Hy het ons lewend gemaak, daai ou sondige mens wat dood was, wat net een pad geken het, en dit was die verderf, het hy kom lewend maak, hy het ons opgewek saam met hom, hy maak nie net ons lewend nie, hy bind ons saam met die Seun wat daar is, hy is ons hoop, hy is die een wat ons aan gebind is, daarom kan ons uitsien na ewigheid, daarom kan ons hoop hê, hierdie kant van die hemel, en daarom kan sy gees my en jou lei, want ons is vas, ons is op 'n vaste fondasie. Ek wil regtig vir jou sê, God roep my en jou om in oorwinning te wandel. Hy roep ons om in die lewe wat hy vir ons kom gee het, om in dit te kan staan. Ons is nie maar net soos jellyfish en word deur hierdie golf geslaan, en dan weer deur hierdie, en ag Here, kan nie ons net verlos asseblief van hierdie bestaan nie. Hy roep ons. Hy sê, jy is my kind. Ek bekragtig jou, ek gee vir jou 'n nuwe identiteit, ek gee vir jou 'n nuwe platform. In jou, sê Romeine 5:17, sal jy lewe, en jy sal heerskappy voer, jy sal sout en lig wees vir 'n stikkende wêreld, jy sal 'n boom van hoop wees, Psalm 1, jy sal wees soos 'n boom wat op die regte tyd vrug dra. Weet jy wat doen 'n boom wat langs waterstroom is? Hy gee koelte, hy gee verkwikking. So dit is tyd vir die kerk om op te staan en sê, Here, ek neem dit in, dit wat U vir my vra, ek sal in die leiding wandel, Here, ek sal in die raamwerk wandel, Here, ek sal doen dit wat U wil gedoen hê, want hy is die hoop vir hierdie wêreld. Maar ek en jy kan dit net wees, as ons hom volg. En as ons dit doen, wat hy wil hê, ek en jy moet doen. Jesus kom en hy leer die disippels bid in Matteus 6, ek dink dit is hier op nie. So moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Dis nie net 'n cute intro nie. Dis 3 besonderse stellings. Hy sê, voordat jy by die brood kom, voordat jy by al daai goeders kom, vra jouself die vraag of is my lewe besig om te heilig? Is my lewe besig om die koninkryk van God te vestig hierso? En is my lewe besig om sy wil te leef? Wanneer daai 3 dinge in lyn is, sê hy die res kom van self. Ek wil vir jou uitdaag vanoggend. Ek wil vir jou vra, waar is jy? Maar ek wil jou sê, hoor die woord van die Here, dis tyd om op te staan, dis tyd om autoriteit te vat. Dis tyd om in autoriteit te staan. En dit beteken nie net ek staan en ek skree en ek jaag almal rond en nie goed in. Beteken ek weet wie ek is en wat wou Jesus in my lewe kom doen het. En ek leef dit. Ek vertrou hom. Want sy woord staan vas. En ek besef dat sy herstelwerk wat hy in my lewe wil kom doen, kan slegs gebeur as ek onderwerp aan hom. En ek wil vir jou sê, dalk het jy dit nog nie gedoen nie, ek wil vir jou sê, dit is seer. Ek wil vir jou sê, dit is ongemaklik. Want ewe skielik is jou raamwerk nie meer jou raamwerk nie. Jy vra wat? Jy moet vir Jesus vra. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, sou jy dit doen? Kan ek en jy vashou in die hoop, wat hy sê, die ewigheid is vir my en jou bestem. Wil jou glad nie beloof as Jesus gaan volg, en jou skoonma nooit kom kuier nie, en die honde gaan nooit blaf nie, en al daai goede nie. Ons erfenis is nie hier nie. Ons erfenis is nie hier nou. Ek bid, dat ons as kerk hierdie sal opneem. Dat ons sal sê, Here, ek kies U.
Selfs al is dit ongemaklik. Selfs al is dit nie lekker nie. Ek kies U. Ek kies om U te vertrou. Want in U is daar vrede. In U is daar lewe. En dis wat ek wil aangryp. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in U is daar lewe, Here, en U lewe is die hoop vir die mense. Ons as kerk kom vanoggend met intense afhanklikheid na U en sê, Here, kom vat weg dit wat nie hoort nie. Here, ek dink aan daai lied van Louis Brits, van gekruisigde hande. Here, gee ons gekruisigde hande, en gekruisigde voete, hande wat gee en voete wat loop, waar U wil hê ons moet loop. Dankie dat ons kan weet, U het 'n plan vir Mokopane en het 'n plan vir hierdie omgewing deur hierdie gemeente, Here, maar dit kan slegs begin waar individue onderwerp is aan U. En daarom bid ek vir elke persoon vanoggend, Here, laat liewe Jesus, die een wat alles net verstaan en die alles net rustig is, Here, laat liewe Jesus vanoggend sal Here Jesus word in my lewe. Laat ek sal besef, U is die God van die hemele, U is die generaal van die hemele, die een wat terugkom, Here. En ons lees in Openbaring, die bloed gaan vloei, Here. U het die eerste keer gekom om te kom red, maar die tweede keer kom die oordeel. Here, en is my gebed, mag ons intens bewus wees van die grootheid en die godheid. En laat ons sal kies om ons knie te buig voor U. Here, want is eers wanneer ons gesubmit het teenoor U, wat ons in die opstanding en in die lewe kan wandel. My God, maar dankie vir die Heilige Gees, wat ons omvou en toevou en lei in alle waarheid, sê U woord. Ek eer U en ek loof U vir dit. Here, maak ons intens bewus van die stem. En laat ons in elke opsig, in ritme en in pas saam met U stap. En dankie dat U die werk wat U in ons begin het, dat U dit eindtyd sal volbring. Ons loof U, ons eer U vir dit. Here, in hierdie proses wat ons saam met U stap, help ons om daar waar dit dalk seer is, Here, en ongemaklik is, laat ons sal weet, wat is die uiteinde. U is die hoop. U is die vesting. En U is ons erfenis. In Jesus naam bid ons dit vanoggend. Amen.